Kom ons begin met 'n gebed. Liewe Here, baie dankie dat ons hier aan die einde van die week met 'n naweek wat voorlê ook weer bymekaar kan wees en dat ons U kan aanbid. Dat ons U kon loof met ons sang en dat ons kon luister. En ons bid Here soos in die vorige aande dat U asseblief vanaand ook met ons sal praat en dat U vir ons sal seën met U woord wat lewe gee, U woord wat lewens verander, U woord wat ondersteun, U woord wat teregwys. En U weet Here wat elkeen hier nodig het en ons bid uit ons harte uit dat ons dit vanaand ook deur U Gees sal ontvang. Maak ons gewillig om te luister en te doen. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Die afgelope week het ons gesien dat daar 'n liefdevolle God is, ten spyte van hoe dit baie keer lyk, dat hy jou soek en jou tuis bring, en dat hy jou tot die besef bring dat jy 'n rol het om te speel in die wêreld. Dat jy nie maar net lukraak hier ontstaan het nie, dat dit van jou ook waar is, wat die Here vir die profete gesê het, ek het jou geroep, voordat jy in jou moeder se baarmoeder was. Het ek jou geroep, ek het vir jou opdrag gegee, daarom het jy in bepaalde omstandighede groot geword, daarom het jy bepaalde ouers gehad, wat goed of sleg was, en daarom het jy sekere talente gekry, wat minder of meer is as ander, om jou presies reg te laat wees vir die roeping wat jy in hierdie wêreld het. En dat jy net vryheid en volheid van lewe en sin in die lewe sal hê, as jy juis daardie roeping dan ook uitleef. En miskien is dit baie keer nie die lekkerste ding om te hoor nie. Want ons dink baie keer dat ons weet wat vir ons self goed is. En dat ek self sin kan gee, volheid kan gee, vryheid kan gee. Dat ek self dit wat goed is kan realiseer in my lewe. Dat ek nie nodig het om nou in die fynste besonderhede presies die spore te trap wat ek dink die Here vir my het nie, want ons is mos volwasse mense, ons kan onsself help. Maar die realiteit is nie so eenvoudig nie. Want of 'n mens dit wil hoor of nie, en dit is eenvoudig so dat as ek so hier bo staan en so oor die gemeente kyk, en ek sien elkeen van julle wat ek regtig goed ken, dan is dit vir my ook eienaardig om te dink dat Psalm 14 sê, daar's nie een wat goed is nie, nie een nie. Almal het gesondig. En as ou half op 'n manier lus om te sê, regtig, want kyk hoeveel moeite doen alwyn hulle om hier te wees, in die musiekgroep, almal van hulle, Joe Marielle wat ver ry om hier te kom. En die ouens wat gereeld in die kerk is, en wat altyd 'n glimlag het, en wat altyd bereid is om te werk, selfs party ouens wat ons karre op die pad hou, ek dink omtrent 1/10 van wat Ronnie's nou hoor. Ek dink hulle vra nou amper R900 'n uur, is dit nie 'n bietjie hoër as wat 'n ou behoort te vra nie, Nico? Ek dink dis vrek hoog, maar in elk geval wil vra seker nog baie meer. Maar ouens is, dan dink jy, maar kan dit wees? As 'n ou soos wat julle ouens hier sit, Katrien wat nou soveel ou mense in hierdie gemeente op en afry. En Hester wat altyd op haar posse sonder dat sy 'n woord sê, Katrien, jy kan by haar iets leer. Mense kan ook die werk doen van die Here as hy dit bietjie stiller doen. Maar dan is dit nie jy nie. En so kyk 'n ou, hulle Fanie wat preek, Okkie wat so getrou huis besoek. So kan 'n ou elkeen van hierdie mense vra en dink, kan dit regtig wees dat die Bybel sê, ons is almal sleg, en dat ons nie tot iets goed in staat is nie. As ek sê, die oomblik as jy dit hoor, dan is dit asof jy wil sê, maar Here, ek is daarom nie so sleg nie. Want ek probeer daarom die regte dinge doen. En ek probeer daarom die regte keuses maak. En dis nie nodig hier's 'n ou kwaai oom in hierdie gemeente gewees wat
gesê het, hy kom nie met kerk toe nie, want die dominee lees net elke Sondag die wet. Hoekom moet hy die wet hoor? Want ons is nie almal sleg nie. Hoekom is altyd ons skuld bely, het hy gesê. Ja, party van ons weet wie die ou snaar is. Dominee Rian van der Mest vertel, dat ek nou nie my eie ervarings deel nie. Dat hy so 'n ou man in sy gemeente gehad het, wat dit vir alles en almal mislik en goor gemaak het. Ek wonder altyd, wat kry 'n ou so? En hy vra toe nog vir oorlog om George Skeepers, kan ek self afgaan krematorium toe? En oom George sê, toe die oond so oop is, te stoot hy hom in, toe sê hy, brand, jou pes brand. Nou 'n ou voel, hy het 'n ander woord ook gebruik as pes. 'n Ou voel baie keer lus en sê, brand! En as iemand bel en sê die ou is dood, dan sê hy, dankie tog, dit gaan ek met 'n lekker hart doen, maar in elk geval. Jy sê, dis nie nodig om altyd klem te lê op negatiewe punte. Hoekom moet ons altyd hoor, ons is sondig? Hoekom moet ons altyd hoor? En dan voel jy, ek weet daar is slegte mense, maar ons klompie hier, daarom ten minste, kan ons daarom nou nie van onsself sê dat ons regtig sleg is nie. En ek voel op 'n manier, hier diep binne in my, God moet dit tog in gedagte hou. Want hoe kan God my en 'n plaasmoordenaar oor dieselfde kam skeer? Hoe kan hy ons wat hier sit oor dieselfde kam skeer as 'n verkragter of 'n fanatikus, soos wat ISIS nou doen en daardie dinge doen, en arme Amerikaanse seuns wat daar werk se koppe afkap voor die televisie? Hoe kan jy vir Jomery of vir myself oor dieselfde kam skeer as dit? Daar is daarom tog 'n verskil tussen 'n moordenaar en my goeie buurman en my vriend wat altyd bereid is vir my op te staan. En as God op dieselfde manier na mense kyk, ons almal oor dieselfde kam skeer, dan kom ons by die vraag uit van vanaand. Is God dan regverdig? As hy vir my in die oë kyk en sê, jy is sleg, en vir Elma in die oë kyk en sê, jy is sleg, en vir 'n plaasmoordenaar in die oë kyk en jy is sleg, is dit regverdig? Sou dit regtig 'n regverdige oordeel wees? En dat is ons vir onsself hier in ons koppe gesê in die week, ons gaan daar op die gras sit, ons het die Here Jesus by ons en ons sê, Here, is u Vader regtig regverdig? Want eerlik is eerlik. Dit klink nie aanvaarbaar of billik om iets, om ons wat werklik hard probeer. Ons vat 'n simpel voorbeeld, wat nou moeite doen om te jaag om hier te wees elke aand, die paartjies uit die 450 in die gemeente, om ons oor dieselfde kam te skeer, as ouens wat net in 30 jaar nie naby die kerk was nie, maar hy wil al die voorregte hê. Is dit regtig regverdig? Is u Vader werklik regverdig in die manier wat hy na ons kyk? En dan in die moderne taal kom ons vertel nou weer 'n storie, 'n moderne gelykenis. Dis jammer broer Dennis is nie hier nie, Gerard se broer, want hy was 'n bankbestuurder. Want op 'n keer is daar 'n bankbestuurder by 'n bank aangestel. En die tak was geleë in 'n plek baie soos waar ons gemeente uit saamgestel is. Daar het 'n klompie welaf mense gewoon. Daar's gewone ouens soos ons wat maar redelik middelmatig lewe, en daar was 'n paar ouens wat regtig arm was. En hy besluit toe dat hy self die huislening afdeling van die bank gaan hanteer. En hy maak 'n plan om te kyk of hy nie alle mense van daardie area in staat kan stel om 'n huis te besit nie. En die plan wat hy gemaak het was om, miskien met die bankamptenare hulle ore spits, want dit klink vir my baie Christelik, om jou rente te laat betaal op grond van jou inkomste. Sommiges het die gewone rentekoers betaal, maar die ouens wat nou regtig op 'n staatspensioentjie moes regkom, se koerse was gekoppel aan hulle inkomste. Sommige het dus feitelik geen rente betaal nie, en ander ouens het die gewone uitleenkoers betaal wat die banke vir 'n ou vra. En so het hy dit vir baie mense moontlik gemaak om 'n huis te bekom.
Maar toe maak die staatspresident 'n speech. Hy fire 3 ministers van finansies in 'n week aan mekaar. Hy gaan Davos toe met 80 mense en hy daag nie op by die Afrika staatshoofde vergadering nie. Ek dink dis 'n goeie ding, 'n blessing in disguise. En wat gebeur? Die situasie versleg. Inflasie klim. 'n Resessie kom. Mense verloor hulle werk. Die woonbuurt het vinnig agteruit gegaan. En die wat dit kon bekostig, het uit die woonbuurt uitgetrek, maar baie kon dit net nie bekostig nie. En die meeste mense kon nie meer hulle verbande betaal nie. En die bestuurder het toe baie mooi na die situasie gaan kyk en besluit om in sekere gevalle sekere mense se rentekoerse verder aan te pas, verder te verlaag, sommige se skuld gedeeltelik of heeltemal af te skrywe, alles met die doel om soveel as moontlik mense in hulle huise te hou. En baie gou, ons kan dink, hoe het die riemtelegramme gevlieg? Het die mense begin agterkom wat die bestuurder gedoen het. En hulle wat nie in moeilike situasies was nie, en daarom nie hulle rentekoerse aangepas gekry het nie, was woedend. En hulle het vir die bestuurder geskree, hoe kan jy so maak? Hoe durf jy so onregverdig wees? Hoe kan jy daai ou se skuld afskryf en ek moet die gewone rentekoers betaal? Waarop die bankbestuurder gesê het, maar julle het ooreengekom op die voorwaardes toe julle die kontrak geteken het, die voorwaarde soos wat ons dit daar neergesit het. Dis wat julle kontrak sê. En julle was baie dankbaar om die spesiale lenings van die begin af te kry, en dit het dit vir julle moontlik gemaak om 'n huis te koop, wat julle andersins nie sou gehad het nie. En hulle sê, ons kan dit nie glo nie, jy is so onregverdig, ons dring aan op geregtigheid. En waarskynlik het hulle getooi 'n paar karre afgebrand, die bank gaan afbrand, die bankbestuurder opgeblaas, ons weet ons nou hoe dit gaan. Miskien is daar meer as een manier om te kyk. Miskien is daar verskillende gevoelens in die kerk. Die van ons wat maar half kerkmuisagtig gerig is, sou dink, ja, dit is baie oulik. Ek wens FNB wil ook die plan uitdink. Of Absa, of Netbank, of Capitec, of wie ook al. Die van ons wat baie geld het, ek wonder waar is hulle, maar in elk geval, sou sê, dit is regtig onregverdig, want ek het gewerk vir wat ek het, en ek het my pensioen goed geberre, en ek het beplan, en nou moet ek oor dieselfde kam geskeer word, dis regtig onregverdig. Dit is regtig onregverdig as alle mense nie oor dieselfde kam geskeer word nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie na 'n ander voorbeeld. Dit wat ek nou nogal, toe ek 'n baie groot toetskamp in die Voortrekkers vir 6 jaar die kampleier van was baie gekry. Jy skryf 'n vraestel en meeste van die klas druip. Maar jy het gewerk, sê nou maar jy's Elwin en jy het gewerk en jy kry 65% en jy voel baie gelukkig. Maar dan besluit die dosent, kom ek wees genadig. Kom ons lig almal se punte met 10% wat gedruip het. Net die druipelinge. Kom ons lig al die druipelinge se persentasie met 10%. En nou is meeste ouens in die klas deur, maar jy sit steeds met jou 65. En jy sê vir jouself, as die dosent net regverdig was, dan kon ek nou met 'n onderskeiding gesit het. Maar nou sit ek met 65% en die ander onnoosel mense se punte is gelig en hulle kom deur. Dit is nie regverdig dat almal se punte nie met 10% gelig is nie. Ons sien so 'n voorbeeld uit ons eie wêreld. Dra presies dieselfde emosie in dit as die voorbeeld van arm mense wat uitstel gekry het op rentebetaling en mense wat net hulle lening kan betaal en wat nie die uitstel gekry het nie. En is presies dieselfde emosies natuurlik wat na vore gekom het toe Jesus hierdie pragtige gelykenis vertel het van die arbeiders wat op verskillende tye in die wingerd gehuur is.
En al drie die verhale laat 'n ou as jy bietjie gaan sit en dink effens ongemaklik voel. Want vir 2000 jaar lank voel jy so half op 'n manier of mense dat dit daarom bietjie onregverdig is. En ons gaan nou by Matteus 20 uitkom en die gelykenis lees. Maar voor ons lees, net gou 'n ding om in gedagte te hou. Net voor die gedeelte wat die Here Jesus hierdie storieetjie vertel, kom die ryk jong man na hom toe en hy vra, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om gered te word? Sien, dis die sleutel na die gelykenis toe. En Jesus sê toe, jy moet die gebooie nakom, want hy wil mos nou weet wat hy moet doen. Sê die Here Jesus, right, gaan leef die 10 gebooie uit. En die ouetjie is baie voor op die waar, seker van homself, en hy sê, ek doen dit reeds. Maar toe sny die Here Jesus bietjie in die murg in en hy sê, gaan verkoop dan alles wat jy het, jou plaas, jou seilboot, jou Ferrari, en gaan deel die geld onder die ander armes uit, en dit kon hy nie doen nie. En dan gebruik die Here dit as 'n aanknopingspunt om vir sy disippels te sê, ouens wat geweldig baie skatte hier op aarde het, dit kan vir hulle moeilik wees om te fokus op die koninkryk van die hemel. Kan. Die paar ouens wat betrokke was by die aanvanklike oprigting van hierdie Jesus Our Teacher ding in ons stad, is Dennis Collins, die skatryk juwelier, en 'n baie skatryk makelaar ook, en dan 'n paar minder skatryk dominees. En hulle het elke keer, ons het altyd die vergaderings in een of ander restaurant gaan hou, en elke liewe keer as ons gaan eet het, dan een van hulle gesê, nadat ons naderhand 'n bekleierery daaroor gehad het, nee, ons sal betaal. Dan sê ons, maar hemel ouens, julle kan nie aanhoudend betaal nie, en sê, I was blessed to be a blessing. Nou, dit is nie van daardie tipe ryk mense, uit die aard van die saak wat die Here praat nie. Hy praat van hierdie ouens wat sê, ek het geld, so ek het God nie nodig nie. Ek kan alles wat ek wil hê, al my sekuriteit, kan ek vir my koop. Ek hoef nie te bid vir beskerming nie, want as die haal my Rolls Royce pap staan, dan koop ek maar nog 1 of 2 van hulle. As die ouens wil inbreek, ek het heeltemal hoog genoeg heininge wat ek kan bekostig. Hy wys dat die waardesisteem wat op aarde geld, anders is as die waardesisteem in die koninkryk van God. En dan vertel hy, om hierdie waardesisteem te verduidelik, hierdie mooi gelykenis. Beginnende met die koninkryk van die hemel, gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd, wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Seker soos hulle hier by CTM staan in die oggend, met hulle kwassies en hulle troffels en alles. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle in om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werklooses op die mark rond staan en hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in die wingerd en wat billik is, sal ek julle betaal. En hulle soontoe. Teen 12 uur en teen 3 uur het hy weer uitgegaan om dieselfde gedoen. Omtrent 5 uur gaan hy uit en kry ander wat daar rond staan en hy sê vir hulle, waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? En hulle antwoord, omdat niemand ons gehuur het nie. En hy sê, gaan werk julle ook in my wingerd. Toe dit antwoord, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. En die wat teen 5 uur gehuur het, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. En hulle vat toe die geld en begin by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk. En nou betaal jy hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het, en wat in die warm son staan. Vriende, dis daarom so eie aan ons, nee, laat dit jou nie dink aan die verlore seun nie. Ek het die heel jaar lank my afgesloof by pa, en hierdie ou wat alles gaan uitsuip het, nou hou u vir hom 'n partytjie. Selfde ding nie. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon?
Vat nou jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir jou, of vir hierdie laaste en dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal jy wat laastes eerste wees en die eerstes laaste. En 'n mens kan jou half die skok van die werkers indink. As dit vir ons moeilik is, sal die verhaal van die lenings of die toetsuitslae dalk dieselfde emosie by ons wakker maak, want dit klink regtig nie regverdig nie. En dan begin die gelykenis ook met die opmerking, so is die koninkryk van God. En dit voel aan die een kant menslik gesproke asof die koninkryk dan bietjie onregverdig is. En dit bring ons by die vraag, is God regverdig? En jy kan seker in 'n gelykenis baie dinge inlees. En baie verklaarders van die Bybel sien in hierdie gelykenis 'n definisie van God se genade teenoor verdienste in die geloof. Dis mos uiteindelik waaroor die kerk ook hier in die middeleeue geskeur het. Ek betaal dan af aan my sondes, goeie werke teenoor genade. Met ander woorde, God tree teenoor ons op soos teenoor die werkers wat laat gekom het. God gee vir elkeen van ons wat ons nodig het, nie omdat ons iets verdien nie. Want sien, die punt is, die laat beginnende werkers het net soveel geld nodig gehad om vir hulle vrou en kinders en diere kos te kan koop vir die volgende dag, as wat die ouens wat vroeg begin het. Hulle het nie vooruit geld gekry. Hy het aan die einde van die dag die geld gekry en dan het hy nou maar vir vanaand en vir môre kos gekoop. En die ouens wat laat begin werk het nie minder geld nodig om vir hulle vrou en kinders te sorg nie. Met ander woorde, as hulle net vir 'n uur betaal is, dan sou dit vir hulle in 'n dilemma gelaat het. Dan kon hulle nie voorsien in die gesin nie. En nou deur hulle nood te verlig, wys die eienaar van die wingerd hoe genade lyk. Dit is die logika van genade. Dit maak nie saak wat jy verdien nie. God wil genade gee. En die sleuteloomblik, die ding wat hierdie gelykenis oopsluit, is wanneer die eienaar vir die werker sê, ek doen jou geen onreg aan nie, het jy nie met my ooreengekom vir jou dagloon nie, vat die geld en gaan huis toe, want ek wil vir die laastes dieselfde gee as vir jou, mag ek nie met my geld doen wat ek wil nie, of is jy jaloers? En in ons moderne verhaal gebeur natuurlik dieselfde. Die werkers en die huiseienaars wil hê die beloning moet verband hou met die diens wat gelewer is. Quid pro quo. Met ander woorde, hierdie beloning of hierdie straf kom altyd vir hierdie of daardie daad. En dis soos baie mense dink. En hoe 'n ou miskien self kan dink, as jy nie bietjie dit hoor nou en dan nie. Omdat ons op 'n sekere manier opgetree het, en omdat ons daarom gereeld in die kerk is, en omdat ons hard werk vir God in die gemeente, kan ons sekerlik sekerder wees van die seën van God. As die ou wat net hier kom, as hy gedoop word, trou en begrawe word. Ons het daarom eintlik hard vir God gewerk. En daarom voel 'n ou dat jou genade daarom 'n bietjie meer moet wees. Jou bankrentekoers moet 'n bietjie laer wees, of wat dit ook al is. En 'n ou voel self by jouself, ek verdien die seën daarom seker meer as die ou wat nooit hier kom nie. En ek sal nou doodeerlik wees, doodeerlik, as ek vanaand sê, lidmate wat nie in die kerk kom nie, irriteer my. En dit is sekerlik verkeerd. Want 'n ou dink, hier kom jy nou aan met jou ou vriendelike gesig, maar jy sit nou met jou pote hier in nie, maar nou moet jy miskien jou ma se begrafnis reël. Nou is alles weer goed genoeg. En dan betrap hy jou elke keer en sê, by the grace of God, there go I. En dit is wat John Wesley een keer in Londen gedoen het. Toe daar so 'n dronk bedelaar verby geslinger het, toe hy die nagmaal moes gaan bedien.
sy gemeentelede vir hom uitgelag het, en toe hy daar in die sloot val, en braak oor homself, toe lag hulle, en hy het die hele spul toe in die kerk begin, en hy sê, ek kan nie vandag hierdie nagmaal bedien nie. Want there go I, but for the grace of God. Of there lay I, but for the grace of God. Dis God se genade, dat ek en jy getrou is by die kerk. Dis God se genade, dat ek het om geld te gee vir die kerk. Dat ek kan kom werk, dat ek elke keer as hy my roep om kerk toe te kom, ja sê. En vriende, as ek wat die dominee is, party Sondag aande dink, liewe ouers, hoekom die aanddiens? Dan kan ek dink, hoeveel te meer voel julle so? Of, Callie, onthou jy hoe ons 6:00 die oggend daar by jou begin, hierdie manne aksie ding doen het, en dan lê ek daar 5:00 in die môre, veral in die winter, en ek dink, jy weet, die kinderkraan sal uitsterf, alles sal in hierdie gemeente vrek, maar daai 6:00 die môre gebiddery sal om die dood nie doodgaan nie. Waaroor 'n ou natuurlik baie dankbaar is. Connie moet nou nie dink ek wanneer jy moet kom nie. Maar ek bedoel, dis bloot menslike luiheid. En die feit dat ons hier sit, is nie ek wat nou so oulik is nie, dis dood eenvoudig God se genade. Ons maak onsself baie keer wys dat dit oor regverdigheid gaan. Wat ek daarom so op 'n manier 'n bietjie witbroodjie behandeling by die Here moet kry, want ek is getrou. En as 'n ou dan mooi daarna dink, dan besef ek, dit gaan nie oor God se regverdigheid nie, dit gaan oor my eie voordeel, dit gaan oor die eie ek. Selfe ou eie ek. Wat by die verlore seun se oudste broer, wat eintlik meer verlore was as die verlore ouetjie, dit ook maar gegaan het. Want elkeen wat dink dat beloning afhang van wat ek doen, verstaan nie hoe God werk nie. Verstaan nie God se hart nie. En dit is juist die genade, die hart van genade. Ek verdien dit nie. Dank die Here, ek kry wat ek nie verdien nie. Want hierdie gelykenis laat ons onsself afvra, hoe sy ook gevoel het, as die ander wat minder gewerk het, net soveel soos ek gekry het. Sou ek gesê het, ek is saam met jou bly? As die kerkraad nou besluit, hulle gaan nou 'n jong ouetjie beroep, wat nou net klaar is, en hulle stel hom op dieselfde salarisskaal as ek, wat hom nog 2 jaar na my meestersgraad verder gestudeer het, en omtrent 70 jaar lank hier werk. Uit die aard van die saak gaan jy voel, hierdie kerkraad is nie nou reg nie. Ergens kan ek nie sien dat die kite moet vlieg nie, want dit is nie regverdig nie. Jy is lus om te sê, wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie. En ek wonder of ek lank genoeg sou gaan sit en dink het oor die hart van 'n kerkraad, wat so iets sou doen. Of sou ek aangedring het op regverdigheid, dat hy op die onderste skaal begin en ek by topskaal bly. Sou ons daarop aangedring het. Die eienaar van die wingerd sê, hy is regverdig teenoor almal, want niemand kry minder as waarop daar ooreengekom het nie. Maar hy behou vir homself die reg voor hom genadig te wees. Dit wys vir ons as mense se geneigtheid om die liefde van God te vat, maar dit dan aan te wend vir hulle eie egos. Ons wil heeltemal en absoluut aanvaar word deur God, maar ons wil bietjie meer aanvaar word as die ou wat nie sy pote hier sit nie, of wat niks ooit doen nie. Dis amper soos 'n ou gesegde wat sê, baie waar, né? Dis nie genoeg dat jy sukses behaal nie. Jy wil ook graag hê jou vyande moet misluk, nie waar nie. Amper, iemand sê nogal, sê nou jy's 'n professor, Linda. Jy werk nou baie met die professors, né? Maar dit ook maar 'n egoetjie baie van hulle, moet 'n ou sê. En hier hoor een van die professortjies, kies nou maar in jou kop watter een jy aan dink, sy pel het die Nobelprys gewen. In dieselfde departement. Gaan hy na hom toe storm en sê, ek is so bly vir jou, of gaan hy sê, die bliep, dat hy nou die Nobelprys moet kry, is hy ouens van hulle sinne beroof. My navorsing is tog veel meer werd. Of wat gebeur met 'n fabriekwerker, wat sy vriend ewe skielik deel raak van die bestuurspan? Gaan hy bly wees, gaan hy regtig bly wees van die ander, of gaan hy sê, maar is hierdie ouens mal, hoekom moet ek nou vir hom meneer sê, wat gaan die aan?
Of Juna en Gwen en Mariska. Jy kry die man van jou drome. Party het hom nie. En jy besluit om te trou. En jy gaan Gwen met groot opgewondenheid na jou beste vriendin Juna en sê, weet jy ek en Anthony gaan Mei maand trou, toe sê sy, ja weet jy ek en Koos gaan April trou. Hoekom dit belangrik is vir 'n vrou, weet die hemel alleen. Maar blykbaar is dit. Gaan jy sê, Gwen ek is so bly, of gaan jy sê, die flipping vrou, kom sy net wag tot ek eers klaar kry. Ek kom baie langer met Anthony anders, want sy met hierdie Kooskerel aankom, en nou gaan sy trou. En dan gebeur daar 'n geweldige, verskriklike ding, jy en die vriendin kom met dieselfde rok aan op die troue. En as enige ou met dieselfde pak klere as ek aankom en gesê, Henny, jy het daarom wraggies goeie smaak, hoor ek hou vir jou pak. 'n Vrou gaan drink 'n paar liter melk en begin oë uitkrap. In plaas dat sy haar vriendin die mooi rok gun. Julle vra my, sê Jesus, is God regverdig in hoe hy na ons as mense kyk en hoe hy teenoor ons optree? Dis 'n interessante vraag. Geef vir jouself 'n bietjie in jou kopie antwoord. Is God regverdig in hoe hy teenoor mense optree? En die antwoord is nee. Hy is nie regverdig. As hy regverdig was, sou hy nie vir die moordenaar aan die kruis kon sê, vanaand is jy met my in die paradys. Saam met Johannes wat as 'n 17-jarige seuntjie, 16-jarige seuntjie hom begin volg het en naderhand 90 jaar oud op Patmos gesit het. So volgens menslike maatstawwe is God nie regverdig nie. En daarvoor moet ons warempel dankie sê. Want as dit sou gebeur dat God na ons kyk volgens ons eie gevoel van regverdigheid en volgens wat ons werklik verdien, sou ons almal volgens Psalm 14 verlore gewees het. Daar's nie een wat goed is nie. Selfs nie een nie. Nie een van ons het nie God se genade nodig nie. Nie een van ons kan sê, ek kan op grond van my werke in die hemel kom. Nie een van ons kon sê, dat ons nie ook maar hier worstel met die groot ou eie ek. En met gevoelens partykeer dat God se genade daarom baie keer 'n bietjie meer inhou vir ander as vir my nie. Ek dink nie een van ons kan sê dat ons nie maar nou en dan 'n bietjie 'n gevoel van jaloesie het oor wat ander van God kry nie. Een van my baie goeie vriende kan vanuit sy huis in Mosselbaai, reg oor die baai, sy strandhuis in Hartenbos sien. En dis regtig onregverdig. En ek is nog 'n dominee. Hy is doeteenvoudige ou wat huise verkoop. 'n Dominee behoort dan regtig ook meer as dit te hê, nie waar? Is dit nie maar o, ou hier dink nie? Ernstig? Diep hier binne in jou? Hoekom kan jy vanuit jou huis uit jou strandhuis sien? Waar is die regverdigheid daarin? En ek het nog baie langer geswat as hy ook. Daarom sê ek, baie min van ons kan waarskynlik in alle eerlikheid sê, en ou sien dit nogal baie by broers en susters, né? Dat party broers baie beter doen as ander. Ek het met 'n skok agtergekom, my broer se maandelikse inkomstebelasting is my gross wat ek uitkry in die maand. En ek het ook 2 keer langer as hy geswat. En wat doen hy? Hy dink gadgets uit om renosters te spaar. Ek is daarom in die sielespaar ding in. Nie ernstig nie. Maar so dink ons. So dink ons. Ek moet daarom so bietjie meer kry. Maar die blote feit dat dit waarskynlik nie vir ons lekker is om te hoor hoe daar genade aan ander, minder goeie mense bewys gaan word, wys vir ons die selfgesentreerdheid. En hoe selfgerig ons maar baie keer in ons geloof ook is. En dit alleen wys vir ons hoe nodig ons God se genade het. So, is God regverdig volgens maatstawwe, menslike maatstawwe? Nee, dank
die Vader, hy is nie. Want as hy was, is ek verlore. So is God dan onregverdig? Natuurlik nie vir 'n oomblik is hy onregverdig nie. Hy begin hierdie storieetjie deur sê, in die koninkryk van God, en daar geld totaal ander waardestelsels as hier by ons. Sy hart is vol liefde. En dit laat hom verby dit kyk wat ek dink van myself en hoe goed ek is en hoe ek patetiese pogingkies aanwend om maar sy goeie wil in die hande te kry. En hy oorlaai my met volheid en vrede en geluk wat ek nooit kan verdien nie. En dis iets wat God dood eenvoudig in sy groot liefde en genade verniet uitdeel. Soos die Engelse sê, free for the taking. En daaroor kan 'n ou maar net elke aand opnuut weer sê, dankie Here. Iemand sê ergens, ek het gemoun dat ek nie skoene het nie, ons ken dit, né? Toe sien ek 'n ou wat nie voete het nie. Dankie Here vir u genade. Amen. Here, ons wil vanaand hier aan die einde van die reeks vir u kom sê, baie, baie dankie vir die genade dat u ons gehoorsaam gemaak het om hier te wees. Dankie vir die saamwees, vir die sing, vir die woord. Here, waar 'n geprekery juist die swakste manier van kommunikeer is, sê kommunikasiekundiges, want ons moet sien en ons moet hoor en ons moet ruik en ons moet voel, sê u al 2000 jaar terug, u het bepaal dat u mense gaan red deur die dwaasheid van die prediking. En dankie dat ons in hierdie week van Sondagoggend af tot Sondag aand komende 9 keer onder die geklank van u woord kon kom. En ons bid dat u woord, Here, hier diep in ons verandering sal teweegbring, sodat ons meer en meer kan lewe soos u wil. Amen. Kom ons sluit met genade onbeskryflik groot.